Hallo julle, baie welkom by vandag se aanlyn diens. Julle, vandag kuier ons by 'n baie interessante en bietjie skerry plek. Vandag gaan ons Babylon toe. Julle, lugrederye beplan ons vlugte uit van punt A tot punt Z. Hulle weet presies wat moet wanneer gebeur. Hulle weet hoe lank dit vat vir jou vlug om te kom van die een plek tot by die volgende plek. Hulle weet presies hoe lank dit vat vir die mense om weer van die vliegtuig af te klim na die vlug. En hulle weet selfs hoe lank dit vat om die vliegtuig weer reg te kry vir die volgende vlug. Ons vertrou dat hulle ons betyds sal kry by die plek waarheen ons op pad is. Daarna moet hulle ook weer die vliegtuig regmaak, alles skoonmaak, sodat die volgende vliegtuig ook op tyd kan wees. Dit is vir ons baie erg wanneer ons vlug mis, of wanneer daar iets gebeur wat veroorsaak dat die vlug laat opstyg. Dit beteken dat ons gaan laat wees vir waarheen ons op pad is. Dit kan soms gebeur dat wanneer daar baie slegte weer is, of iets gevaarlik gebeur, dat die vliegtuig kan besluit om op heeltemal 'n ander plek te land. Dit neem ons totaal van koers af en na 'n plek toe waar ons nie noodwendig wou gewees het nie. Dit is vir ons baie ongerieflik en partykeer as so iets gebeur, is mamma en pappa sommer dadelik kwaad. Net soos wat 'n vliegtuig van koers kan verander. Net so is ons lewe ook maar partykeer. Partykeer as dit rigting verander, is dit lekker. Papa besluit om onverwags te stop langs die pad en vir ons 'n roomys te koop. Ander kere is die koersverandering nie so maklik en lekker nie. Iets gebeur dalk dat iemand vir wie jy baie lief was afgesterf het. Of daardie span vir wie jy so hard probeer het om in te kom, sê vir jou dat jy het nie daardie span gemaak nie. Verandering is nie altyd vir ons maklik of lekker nie. Maar vandag kyk ons na iemand baie spesiaal, 'n jong seun wat vir ons wys en leer dat selfs al gaan ons lewe partykeer bietjie van koers af, of daar's 'n koersverandering wat plaasvind, dat ons nog steeds op God kan vertrou om ons te bring tot waar ons moet wees. In Daniël 1 lees ons oor 'n jong seun met die naam Daniël. Hy en sy vriende was gevange geneem en na Babylon toe gevat. Daniël was gebore in die beloofde land. Hy was gebore in 'n tyd waar Israel onder oordeel van God was. Die volk was ongehoorsaam aan God en hulle het gesondig. God stuur toe vir Babylon om hulle te verslaan as hulle straf. Daniël se hele lewe het verander toe hy en ander jong seuns gevange geneem is. Toe hulle daar aankom, word daar 'n man oor hulle aangestel wat vir hulle verduidelik dat hulle gaan moet kos eet uit die koning se paleis uit en van die koning se tafel af. Vetterige kos en vleise en dat hulle drank gaan kry uit die paleis uit. Daniël en sy vriende het besluit om gehoorsaam aan God te wees en gesê dat hulle wil nie van die koning se kos hê nie, maar dat hulle slegs groente en water wil hê. Eers was die man baie onseker gewees, want hy was bang vir die koning. Maar Daniël het hom verseker dat na slegs 10 dae kan hulle getoets word om te kyk hoe sterk hulle is, want hulle vertrou op God vir hulle krag en nie in die kos nie. En weet julle wat? Na daardie 10 dae was Daniël en sy vriende sterker, frisser en meer gesond as al die ander manne wat ook uit die paleis uit geëet het. Daniël en sy vriende het besluit om gehoorsaam aan God te bly, al het dit beteken dat hulle ongehoorsaam aan die koning moes wees. Maar God het hulle guns gegee en hulle beskerm deur hierdie tyd. Die storie oor die kos was maar net een van die uitdagings wat Daniël en sy vriende sou teekom. God het hulle gespaar teen die koning se woede, toe die koning 'n slegte droom gehad het. En Daniël, die enigste een was wat daardie droom vir hom kon uitlê en vir hom kon vertel wat dit beteken. God het vir Daniël en sy vriende beskerm toe hulle in die vuuroond gegooi was, nadat hulle geweier het om voor afgode te buig. Jy kon nie eers die vuur aan hulle klere ruik nie.
Hulle hare was nie eers geskroei nie. Daniël het selfs aangehou om God te vertrou toe hy binne in die leeukuil gegooi was as gevolg van onregverdige mense en onregverdige wette wat teen hulle ingestel was. Deur die lewe van Daniël kan ons sien dat God beskerm die wat hom liefhet. Net soos wat hierdie kwartaal se onthouvers ons leer. Partykeer gooi die ou lewe ons van koers af. Dit is soms baie moeilik en soms kry ons self seer daaruit. Maar God het altyd 'n plan en hy weet altyd waardeur jy gaan. Jy is nooit ooit alleen nie. God sal jou altyd help om weer jou pad te vind. Want al verander ons koers en verander ons lewe, moet ons altyd onthou dat God nooit verander nie. Hy is dieselfde gister, vandag en hy sal ook môre dieselfde wees. Kom ons kyk weer na ons onthouversie van die kwartaal, sodat julle dit saam met julle kan dra hierdie week. Kom ons lees saam Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle sal opstyg met vlerke soos arende. Hulle sal hardloop, maar nie moeg word nie. En hulle sal wandel, maar nie moedeloos word nie. Onthou hierdie vers hierdie week wanneer jy bietjie moedeloos voel en moeg voel en as jou lewe dalk bietjie 'n koersverandering gehad het. Onthou dat God gaan altyd saam met jou en dat hy jou nooit verlaat nie. Kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat U altyd by my is. Dankie dat U my troos in die moeilike tye en my vashou wanneer ek bang is. Dankie dat U altyd in beheer is en 'n plan en 'n doel vir my lewe het. In Jesus se naam, amen.